Goeienaand. Meeste Christene dink Moses het net 2 keer die berg Sinai geklim. Een keer om die 10 gebooie te gaan kry by die Here, wat hy toe stikkend gegooi het omdat sy broer Aaron 'n goue kalf vir die volk gemaak het, en toe 'n tweede keer om 'n nuwe stel 10 gebooie by God te gaan haal. Maar Eksodus vertel vir ons dat Moses omtrent 8 keer Sinai uitgeklim het. Nie net om die 10 gebooie te gaan kry nie, maar ook instruksies. Wat se instruksies? Oor hoe 'n mens tot God nader. Dit maak die gedeelte so aktueel, want ek en jy wil ook tot God nader. Kan ons? Mag ons? Jy sal as gevolg van min tyd maar self Eksodus 30 vers 17 tot 21 moet gaan lees. Vers 20 en 21 vertel hoe die priesters hulle self met water afspoel. Dis iets wat hulle moes doen. En hulle hande en voete wat hulle ook moes was voordat hulle in die tent van ontmoeting ingegaan het. Jy moes as priester elke keer was voordat jy in die teenwoordigheid van God gegaan het. Nou is dit interessant dat ons wat gered is deur Jesus in die Nuwe Testament ook priesters genoem word, en natuurlik ook konings en profete, en dat Jesus die tabernakel genoem word. Hy is ons tent van ontmoeting. Ons gaan deur hom in God se teenwoordigheid, soos wat die priester in die tent van ontmoeting ingegaan het om in God se teenwoordigheid te kom daar by die verbondsark. Nou is die vraag, moet ek en jy ons ook soos die Ou Testament priesters elke keer was van sonde? Nee. Die evangelie sê Jesus doen dit. Hy was ons met sy bloed. Hy reinig ons. Hy heilig ons met sy goedheid. En hy doen dit wanneer hy ons deur sy gees tot geloof in hom laat kom. Ons heilig onsself nie met ons eie goeie werke en praktyke nie. Nog 'n vraag is, moet Jesus ons dan nou elke keer was as ons in sy teenwoordigheid kom? In Eksodus 29 hoor ons dat die priesters eenmalig gereinig was. Dit was dus afgehandel, dit het vir eens en altyd gegeld. Hulle hoef nie heeltemal gebad het in die waskom nie. Hulle hoef net hulle hande en voete gewas het van vuilheid wat hulle langs die lewenspad opgedoen het. Byvoorbeeld as 'n priester raak aan 'n lijk of hy skop 'n stuk routkiel daar uit die pad uit, dan was hulle onrein en moes hulle was voordat hulle in die teenwoordigheid van die Here ingegaan het. Nou so is ek en jy ook eenmalig gewas die dag van ons redding. Wanneer ons glo in Jesus, dan was hy ons vir ewig skoon, op grond van wat hy gedoen het 2000 jaar terug eintlik al, maar langs ons lewenspaaie doen ons ook sonde. Ons het vuil gedagtes, ons gebruik lelike woorde, ons doen verkeerde dade, en hy was ons telkens skoon daarvan en herstel ons heiligheid voor God. Is dit nie wonderlik nie? Dis soos 'n ma wat haar kind roep om te kom eet, en hy het klaar gebad, maar hy gaan dan buitentoe om die volle sak uit te sit omdat hy vergeet het. Vra sy om weer te gaan bad voordat hy aan tafel kom sit? Nee, sy vra of hy sy hande gewas het. En dis wat Jesus doen. Hy het ons een silwer skoon gewas, maar hy kom was ons ook nou elke keer weer as ons in die teenwoordigheid van die Here kom. Een keer volledig en dan daarna ook weer elke dag, sodat ek en jy vrye toegang tot die heilige God kan hê. Here, dankie dat ek soos 'n voeltjie en 'n voeltjie bad, kan bad in u genade. Was my heiland, maak my rein. U my Heer, my heilsfontein. Amen.